Assalamualaikum en hartlike welkom by Pro. Ek is Abida Dixon Mohammed en vandag gesels ek in die kombuis saam met Ursula Februarie. Hallo julle. Luister, ek sê mos elke keer ek gaan so lekker rond. Maar vandag as ek finally in my dorp en dit is mos nou in die Elsies. En spesifiek as ek in Matroosfontein in die Elsies. En met wie gesels ek vandag? Hallo Auntie Ursula. Hallo Abida. Hoe gaan dit vandag? Ag, wonderlik. As u nie dalk miskien my verlore suster of iets sê want u ja. trek daaraan baie na my my ma se familie. kind of kant of Ek my het so kant of so iets. Baie doubles. Yes, Ek weet nie oral waar ek gaan sê hulle, my is het? suster lyk soos jy. Okay. Hierdie een, so ek is 'n mixture of, you know. Okay, no Ja. problem. Kyk julle weet ek is mos die enigste kind so ek soek familie oral waar ek kom. En die mooiste van alles is ek kry sommer familie. Ek Yes. weet dit soek. Oh. En hulle sê gou vir my, wat maak jy vandag? Okay, ek weet wat jy gaan maak, maar sê gou vir ons kykers, wat maak jy vandag? Man, wat ek vandag maak, ek gaan 'n bietjie hoenderlewer, 'n smoortjie maak. Dit word nou vakansie. Ja. Is so nice as jy gou kan dink wat om te doen. Goed, Die kleinkinders kom, die kinders kom. Ja. Ons maak sommer net 'n lekker smoortjie. Dan maak ons 'n bietjie mashed potato by. O, en dan lekker. eet ons dit lekker. Okay. Nou vandag gaan ek nou kyk hoe maak die auntie haar lewersmoortjie want julle weet ons het mos almal maar ons Yes, eie manier ja. hoe om dit te doen. Maar ek sê elke week ons kan lekker leer van mekaar. Ja. So auntie Ursula, ek gaan vir u die tomaties en die green peppers gaan ek sny, u gaan die eifie sny. Ja. Wie se werk was daai in die eerste? Oeh, dit was Abida se werk. Abida het make-up op. Abida gaan traan. Maar dis nou weer auntie, julle weet mos ons Ja. elke week. O ja, wag laat ek julle dit sê. Auntie Elsie, kom gou hier. Kom gou hier na toe. Ek wil goed ek praat nou van Auntie Elsie, kom net gou hier. Goeiedag Abida, en wat kan ek vir jou doen? Onthou verlede week was ek mos nou by 3 funksies gewees en by al 3 funksies het mense vir my gesê, Abida, kan jy asseblief tog net vir Tannie Elsie voor die kameras bring, want sy Okay. praat elke keer van Tannie Elsie, van Ja, Auntie ja, ja. Elsie, maar ons weet nie hoe lyk Auntie Elsie Ja. nie. So daar, hier is Auntie Elsie nou. Weet julle hoekom is ek hierso? Want ek huil elke week omdat sy my so dis. So julle met my asseblief bietjie bystaan, né? Okay, julle daar het julle nou gesien hoe lyk Auntie Elsie en Auntie Elsie is lewendig. Sy is hier in my verstandjie, hè? Okay. Auntie Ursula, so u sê hierdie tomaties moet ek vir u lekker Ja, in lekker klein klein blokkies. Sny ook maar net die eie gou bietjie op. Ons het alles saam smoor. En as ek nog gou mag vra, wat is al die bestanddele wat u gaan Okay, wat ek gaan doen, Ja. ek gaan die ei, Ja. green pepper, tamatie, ek het mushrooms wat ek wil Ja. insit In die smoortjie. in die smoortjie. Ons sien daai sê almal wat mushrooms ingooi nie, Ja. hè? So ja. Okay. En dan gaan ek in die olyf, Olie? extra virgin oil wat ek Oei, maak. nog 'n virgin story is nou nog iets. Ja. Abida, dis Maar nou- 'n program gedra vir jou. Ek het niks gesê nie, is Auntie Ursula wat gesê. En dan gaan ek het 'n bietjie baie nice spice wat 'n goeie vriendin uit ek dink Thailand uitgebring het. Wat staan Die nou? is ek kan nie sy naam sê nie, maar ek weet is Russies. Is 'n bietjie Russiepoeier. Okay. En dan het ek Is hy lekker? Hy's baie Hy's nice lekker. because ek gebruik nie baie peper nie, gebruik Ja. ek dit. Dan het ek 'n bietjie 'n lepel chicken spice. Goed. En 'n lepel bruin suiker wat ek Okay. ook wil insit. Sê gou vir my, hoekom bruin suiker? Ek dink die bruin suiker vir Ja. my is om die jy weet die Frans smaak van die Nee, ek vra maar want Ja. baie van ons mense gebruik mos nie bruin suiker nie. Suiker, ja, Dis mos ek- maar spesifieke mense. Ja, nee, soos ek nou wat nou bruin suiker gebruik. Ek gebruik altyd bruin suiker. Ek koop nie wit suiker nie. O, okay. Want ek is diabetes. Alles is bruin. Alles is bruin. Laat ek gou julle die stukkie vertel. Toe ek nog gewerk het, nee, het ek mos nou een van my kollegas, nou hy's 'n swart klonkie gewees. Hoe dan maak hy altyd so 'n joke aan sê hy, as ons nou praat van suiker, toe sê hy eendag, "Nou Auntie B, yeah, you guys have white sugar, brown sugar. I will make sure that I make black sugar." Ja. Maar dit was so funny die way soos hy het gesê het, man. There you go.
Kyk hier, ek wil gou vir julle die storie vertel van my ID, terwyl ek gou wag van die Julle weet mos nou al, ek is nou al 30 jaar getroud, né? En vir so lank soos ek getroud is, ken almal my as Abida Dixon Mohammed, double barrel surname. Maar vir die afgelope paar jaar begin dit nou 'n probleem te word, want waar ek nou vorms en goeders invul, en hulle vat my ID dan sê hulle, maar nou Mrs. Mohammed, there is only standing Abida Mohammed on your ID and not Abida Dixon Mohammed. Toe moes nou besluit, wag, laat ek nou gou maar dan vir my 'n nuwe ID gaan maak met die double barrel surname. So gemaak, gaan toe eers Kaap toe, Kaap vertel my 'n storie. Gaan toe Epping se Homefees toe, hulle vertel my 'n storie. Ek dink toe, wag, gaan nou Bellville toe. Bellville vertel my dieselfde storie en weet julle wat se storie? Volgens hulle is ek nie gebore nie. Volgens hulle was ek nog nooit 'n Dixon nie. Nou vra ek mos nou vir die persoon wat nou, what do you mean I was never a Dixon? Ek sê ek moes mos nou 'n ID gehad het toe ek getrou. En ek wys nou vir die persoon die ID nou onder en die persoon sê vir my, unfortunately, there's nothing we can do, we can't help you, you must just stay on Mohammed. Maar met die roep die vrou my terug en sy het my nogal baie mooi gehelp hoor. Sy roep my terug en sy sê vir my, Mrs. Mohammed, can you please go upstairs, then you go to counter 25. So gedoen, abo gekom. Daar is toe nou 'n breinanker. En hoorie, moet my nou nie verkeerd verstaan as ek nou in klere praat toe, né? Ek praat nou in klere, laat julle my mooi verstaan. Kom toe nou abo, en my kans om te gaan na die ankel toe, en die ankel kyk nou op die system, en die breinankel sê nou presies vir my wat die vrou daaronder gesê het. Maar nou sê hy vir my, wag, laat ek gou daar by my supervisor gou gaan luister, wat kan gedoen word. Supervisor is 'n jong klomp, nog nie seker 30 nie, maar hy's 'n swart klompie. Hy sê vir my presies, hy sê vir my, nou Mrs. Mohammed, unfortunately, there's nothing we can do for you. There's no Dixon, so you just have to stay on Mohammed. Nou haal ek my trousertifikaat uit en ek wys nou vir hulle, maar kyk hier is die ding en dit is mos nou wat gebeur het 30 jaar gelede. Wie jy wat sê die jong klomp vir my? Oh, you need to go look and find the person who would sign your marriage certificate. Ek sê 30 jaar gelede, nou waar moet ek dan nou die persoon nou kry? Hy sê, unfortunately, there's nothing we can do, that is just how it is. Jerry, gelukkig. Hier kom die breinankel weer terug. En die breinankel sien die trousertifikaat en die breinankel sê toe vir die jong klomp, you know what? I can tell you exactly who did sign this marriage certificate. En die breinankel gee nog die naam van die persoon. That was for my like super amazing. Bly julle nou net gou daar, so julle is weer baie nuuskierig. Ek gaan julle nou verder vertel. Jong, ek gesels nog steeds hier in die kombuis saam met Ursula. Ek kan vir julle sê, die auntie het sommer veel klomp stories om te vertel, maar ek is eers besig om my storie te vertel, maar voor daai voortgaan, wil ek gou eers weet by auntie Ursula. Oeps. Wat is nou in die pot? Okay, ek het die pot opgesit. Ja? Ek maak gou die olietjie Bietjie warm en dan? En dan gaan ek my ei so 'n bietjie ligte. Goed. Dan gaan ek my ander bestanddele sommer net so almal saam. Okay, nee. maar ek het nog kans om hierdie gou nog klaar te maak. Ek dink dis okay. Dis okay. Dis okay. Alright. Dit kook. Nou, auntie Ursula, voor ek gou vir die nuuskierige mense gaan vertel die verder van die storie, wil ek gou eers weet, is jy getroud? Nee, ek is nie getroud nie. Nou, ek het mos nou daai geweet. Ja. Maar ek is mos nou aspres. Want ek wil mos nou vir julle wat mans is, wat mos nou ongetroud is, wil ek mos nou vir julle laat weet, hier's 'n vrou beskikbaar, né? So ja. So ek hoop julle nou daai mooi geluister daarso. Hier's 'n vrou beskikbaar en sy kan sommer vir jou lekker kook, né, soos julle nou kan sien daarso. Nou, auntie Ursula, sê gou vir my as ek nou As ek by iemand sit op 'n skaal van 1 tot, kom ek sê 5 in kokery, waar sien u jouself? Ag, ek is nie, hoe stel ek dit nou? Ek sal maar sê 7. 'n 7? Nee, dis lekker. Dis lekker. Ek kook gewoonlik meer, ek hou van my groenboontjies, Oudtydse kosse. Oudtydse kosse. Ek glo in oudtydse kosse en net soos my ma dit gemaak het. So Nee,
ek doen nog ook die ou tyd se kosse, maar die jongste klim uit. Nee, sy eet nie groentekos. Nee, hulle eet nie, ja. So as ek nou daai kosse maak, ek maak nie 'n ander kos vir haar nie. Sy eet of sy los. Maar dan weet julle wat maak sy? Dan skep sy vir haar rys, en sy skep vir haar 'n stukkie vleis, en sy skep vir haar 'n bietjie gravy daaroor, maar die groente gaan sy nie eet nie. En dink ek ook in my gedagte, nou so ja, sy gaan nie kom morsie nie. Maar in elk geval, nou, en Asla, toe dan nou vir u nog gevra word om nou op my program te wees, wat het nou weer die gedagte nog gegaan? Ag man, het was in so kort tyd. Yes. En hoe kon ek wees? Yes, sê. Want die persoon wat gevra het is te Ja, oulik, ja. Yes. En so in so kort tydjie, en jy weet, ek is mos nou oor 60, en ek het nou eintlik vergeet. Oeh, en toe moet ek gou vir my voorberei. En, maar, alles is toe uitgewerk, plan het mooi afgeloop, en hier is jy. Maar kyk, nou dink ek in my gedagte, Antie het nog nooit eens gehoor van die storie of van 'n Abida nie. En toe? Nee, ek het nog nie van Abida Gehoor gehoor nie. nie. Ja, want Joey het my explain, Yes. maar Joey, ek weet nou nie, het was so hastige storie. En but in any case, pleased to meet you, Abida. Welkom in my huis. En ek hoop is nie die laaste keer nie, want jy sê ek is familie. Die rede is hoekom ek nou daai gedoen het, want ek wil vir julle, wat baie keer maar so lekker skaam is, wat ek 2 weke voor die tyd benader en dan word daar vir my gesê, oh nou het jy short notice. Ja. Nou sien julle nou hoe lyk short notice. En nou Short weet notice sy is tyd. in 2 dae se tyd gewees. dae se En nou tyd, kan nog julle nie sien. weet nie. Nou julle moenie so wees nie, man. Ek het julle niks gemaak nie. Ek het baie mooi gevra. Ja. En ons praat nou van oudtydse kosse en daai tipe van goeders. Maar as jy ook nou vir die nuwe goed wat die jong span nou van deesdae wil eet en hê en so aan. Maak jy ook hierdie nuwe Ja, goeders? ek maak so lasagne. Okay. En ek sê ook eintlik ook pastas en baie goedjies, Ja. want soos ek jou sê alreeds, ek het gesê ek is 'n diabetes. Ek weet nie van pastas, rys, maar ek love rys. So ja, ek maak die nou Net en wat dan. jy kan. Ja. Okay. Veral as ek iemand het by my, dan maak ek maar die modern kosse, soos hulle sê. Maar as jy nou praat van 'n diabetes, Ja. is daar dan ons tipe goede wat jy nou glad nie mag eet nie? Of kan nie? Ek kan ja, maar ek moet altyd Versigtig versigtig wees wat dat ek ek eet. te veel Eet. van iets eet, want ek hou van rys. Ek hou nie van kos Sonder sonder rys. rys nie. So Okay. ek kook my rys, Ja. ek eet my rys, maar as ek vandag geëet het, eet Dan ek nie nie al môre. week nou nie. Okay. Een of 2 keer weer. Okay. En was dit ook vir u nou gesê om so te maak of is dit maar nou soos eet ek uit het die eie maak? besluit ja, Om om het my Okay. suiker te balance. So die eetkundige het nie vir u raad Hulle gegee het nie. van my Okay. maar vader, mens wil nou en dan aan jou. Ek hou van jou. En so aan. En dan, ja. Nou as jy nou miskien nou 'n chocolate eet, is dit daai dark chocolate of die gewone chocolate? Ja, ek koop meestal Gewoon. vir my dark chocolate. Maar is dit so bitter? As ek ek is al so gewoond aan die smaak. Sien jy, ek drink die suiker met tee nie en jy raak gewoond aan daai smaak. So, Okay. ja. Alright. Maar nee, ek is bly om daarom, kyk as nie enige een wat wil erken dat hulle 'n diabetes het. So dis reg en dis hoekom ek vir hierdie vraag vra. Ja. So iemand anders wat 'n diabetes en dalk miskien nie weet hoe en wat nie. So nou kan hy miskien dan hoor wat u dan ook nou daarvan gesê het en so. Ja. Nou Antie Aslas, ek gaan mag vra as u nou nie getroud is nie, maak jy vir jou alleen kos? Ja. Ek maak so 1 keer weer. Ah, Otherwise, wat ek net, ek kook 'n eier. lekker. Whatever. Ah. Daar is, maar ek hou van 'n bord gekookte kos. So 1 keer 'n week. Once a week, ja. Oh, okay. Nou kyk hier, ek sê altyd en hulle weet dit nou al. Ek sê altyd, kan ek kook? Ja. Maar hou ek van kook? Nee. Nou weet jy wat? As ek dan nou so, kyk vandag is Sondag. Ja. So ek sal nog gaan later kos maak as ek by die huis kom, né? Ja. Maar nou, dan maak ek nou genoeg dat daar is vir môre aan. Dan maak ek nie môre kos nie.
you know. dis- Maar jy weet mos daai tyd toe ons nog kinders mos was. Dan die maandag aan die Sondag se kos het mos gegaan vir die maandag. Ja. Ja, daar sê. So ek is nog in daai ding in. In daai ding is ek nog dat hy maak kos vir vandag, vir môre. Ou, ons nie elke dag kos te maak, soos Ankel maak. Ankel maak elke dag kos, want dan die Elsie soek haar varse kos. Elke aand as sy uit die werk kom. Bly julle gou daar. Ek gaan julle nou nog weer 'n storie vertel. Jongen, ek kan vir julle sê, Auntie Elsie, lol weer met Ankel maak en dit is nie 'n grappie. Auntie Elsie, wag. Ons los maar gou daai. Maar kykie, alles is nou so ver alweer in die pot. Auntie Elsie, gou vir ons kykers weer, wat is nou alles in die pot daar terwyl ek my gou hier besig hou? In my pot het ek nou die ei gesmoor Ja. met die tamatie, die green pepper en die mushrooms. Goed. So Okay. ek het 'n bietjie gesmoor. Ja. Ek het my lepel breinsuiker, my lepel chicken spice. Ah. Ek het my russiepoeier in, ek het toe my lewertjies in. Ja. Hoeveel lewertjies in elk geval? Ek het omtrent 500 gram. Okay, so daai is die 2 klein bakkies en Ja. een groot bakkie. Yes. Goed, okay. So ek het dit in Ja. en my bietjie russiepoeier in. Ja. En nou wag ek net 'n bietjie deurkook, dan gooi ek hier ook 'n bietjie room in. Okay, binne in daar. Binne in dit. Oh, okay, Bietjie nice. room. Yes, okay. Nou eet nou vir my nou laat die mashed potatoes afrondig. Kapok aardappels, né? Kapok aardappels. Laat dit afrondig want julle weet ons het die regte Afrikaanse mense hier so ons moet reg praat. Wat het jy als hier ingegooi Okay. nou behalwe die wat ek nou ingegooi Ek het net dit gebruik. Ek gebruik nie klomp goed vir my kapok aardappels. Ek So, gebruik net my room net die room? en my nutmeg. Okay. Ek het destyds het ons mos hier gerasperde. Ja, die gerasperde een. Ek gebruik nog steeds die gerasperde Ja, ek hou een. nog Ja, steeds ek gebruik van hom nog dit. steeds. Ja. Maar Wat is nutmeg in Afrikaans? Kom. nee, Nee? as Neutmuskaat. neutmuskaat. Daar, Jura, neutmuskaat. Ja. Neutmuskaat. So, Ja. dit is dit. Jy kan Ek sien wil dit net is vir ek wil lekker vir jou vra, is daar romerig. okay so? Hy's okay Hy's okay, so. alright. Ek wag Geen nou so, ons net is nog klaar. 'n bietjie Ja. vir hom om deur te kook en Ja. te kook. Ah. En as hy sy kleur verander, Yes. die rooiheid weg is, Ah. dan gooi ek net 'n bietjie room in. Okay. Nou sien julle daar is nou alweer iets nuut. Vir my hoenderleeuwetjies is daai bietjie room. Maar nou as ek nog nie room het, kan ek maar die melk gebruik. You can use milk, but not too much. Okay. Not too much. Okay. Sien julle klompie tips. Maar kyk hier voor ons nou gou met afeindig, laat ek gou weer die laaste stukkie van die storie vertel. Ja, nou eventually het die Ankel my toe nog gehelp. Ankel het nou toe gechop en gechange, weer af onder toe moes ek nou R140 betaal om my eie van terug te kry. Nee? So ja. So, nou moet ek nou 4 weke wag en dan hulle sal vir my SMS stuur om nou te sê dat die ID is nou reg. Of as ek nou nie SMS gekry het in 4 weke nie, dan moet ek maar nou inkom en maar kom kyk of my ID daar lê, want hulle sê baie keer lê dit net daar sonder dat hulle gestuur het. So ja. So wanneer ek my ID kry wat nou wettig is, wat sê Abida Dixon Mohammed, dan gaan ek terugkom na julle toe, né? Maar ek wil net vir julle daai storie vertel. Nou, imagine auntie, ek is al 'n ouma van 7 kleinkinders Wow. en volgens Home Face bestaan ek in die lewe. Nou, imagine nou hoe nou wat nou? Hoe gebeur daai dan nou? Auntie, ek het nou so lekker geëet, né, dat dis goed as dit vas in my tong man. Met tande en so aan. Is hierdie reg? Dis reg. So kan ek hom maar afskud. Ja. There you go. O ja, ek vergeet, ek moet nie so kappie. Auntie Elsie hou niks van die gekappery op die potte nie. Akida, wat is Homefees in Afrikaans? Huisverloop. Binnelandse sake, Tannie Elsie. Binnelandse sake. There you go. Ek nog maar vra, is jy ook 'n bakster? 'n baksteres? Nee. Nee. Lekker, nou kan jy sê. Ons kan Ek soms bakkie, want wees. ek eet die koekie. Ja. So ek bakkie. Ek sê Ek sal pudding maak, ek sal my malva, Ja. my
sago pudding, my wat maak my nie? Maar nie bakkie. Bakkie. Nee. Nee, ek En die COVID het ek probeer, Okay. maar alles het geflop. Toe dink ek nee, dis nie vir my nie. Ja, maar auntie soos hulle sê, dit wil nie sê as 'n mens nou eerste keer geval het, jy moet nie opstaan nie. Jy moet nou opstaan en stop jou af en dan probeer jy mos nou weer. Ja. Ja. Maar hoekom sou ek bak? Vir wie? Verstaan nie. Vir die families, mense kom, vriende kom. You know, en dan is daar mos daar maar ja, weet jy dan nou jy dan weer familie gewees het wat elke dag op haar nek lê. Maar sy kan nog altyd vir my kom leer. Nee? Hoor, wie moet vir die auntie kom leer? En as ek weer werk, ja, moet ek 'n stokperdjie hê. Ek bak kan nie eers so. Hoe gaan ek aan nog kon leer bak? Nee, ek bak nie eers nie. Maar in elk geval, Abida? yes dan nie. Om die waarheid vir julle te sê, Wanneer het jy gebak, Abida? Nee, ek kan bak, maar ek is nie in die lyn waar ek nou moet Yes, sê, ja. bak is my ding nie. Nee, ek kan snowballs bak. Nee, ek kan muffins bak. Dis Ek kan wat sy ewens sê. brood bak. Brood kan ek knie. Want die auntie wat vir my destyds gehelp het by my huis, Auntie Martha, Auntie Martha het vir my tog te lekker geleer om my brood te bak. So dit kan ek ook doen. Maar ek is nou nie een wat, okay, gee vir my 'n 7 minute koek om te bak in die microwave. Ja. Tuis. Jy het net gebak om vir Boeta te kry. Dis al wat dit is. Kan julle nou hoor van Auntie Elsie? Maar dis die waarheid. Toe ek en Oom Ibrahim ons nou mekaar leer ken. Toe Sabina mos nou daai girl. Sy kan alles doen om ons nou vir Mr. Mohammed te impress. Ag God, toe sy getroud is, toe sy as Duka sê. Abida, ek wil net vir jou een ding sê. Ek wil dit vir die luisteraars sê. Ek dink jy jok. Hoe so? Jy sê jy kan snowballs maak. Yes. Rubbish, ek het dit nog nooit geproef gesien nie. Wow. So jy Dan jok. moet jy maar maak. Dan okay, ek jok en Elsie. klaar. Auntie Elsie sê so, ons los dit net daarso. Net daar. Kyk hier, Here, bly net daar ingeskakel. Wanneer ons terugkom, gaan ek daarom vir jou Auntie Ursula se hoenderlewertjies proe. Nou ja, julle, Auntie Ursula se hoenderlewertjies is vir jou klaar en sy gaan nou vir my 'n bietjie skep sodat ek kan proe. En Auntie Elsie sê elke week, ek moet net proe, ek moet nie friet nie. So Auntie Ursula, gee en skep net vir my 'n bietjie asseblief tog. Sal vir jou Nou ja, bietjie- as ek wat so sê is Auntie Elsie. Dit is nou die aartappeltjie wat jy so So hy gaan onder. Hy gaan onder. Goed, en Ons dan gaan die hom smoortjie net- bo. Ons gaan die smoortjie Okay. bo sit. Okay, nou terwyl Auntie Ursula gou vir my skep, wil ek net gou vir julle sê, dit is vandag die laaste episode van seisoen 33. Kan julle dit glo? So volgende week begin ons met episode 1 van seisoen 34. Wow. Kyk hier julle. As julle nie 'n hoenderlewertjie persoon is nie, kyk ander plek man, kyk ander plek. Maar ek kan vir jou sê dit lyk en dit ruik sommer verskriklik lekker onder my neus. So kom ons proe. Bismillah. En jy sê ek nou eerlik was sê, ek het nou nog nooit my hoenderlewertjies bo oor my mashed potatoes gegooi nie. Okay. So die mashed potatoes gee hom verskriklik 'n goeie smaak. Nie dat hoenderlewertjies nie op sy eie smaak het nie, maar hierdie gee dit sommer 'n verder lekker smaak. Ja. En jy weet mashed potatoes op sy eie proe mos maar lekker. En die feit dat die room in is, amazing. Sagte smaak. Maar gewoonlik kry mens hoenderlewertjies aan sy mos altyd so droog. Ja, ja. Uitkom. Ja. Maar kyk hoe lekker sag. Gaan hy sommer reg deur. Ewe, green pepper, spices. Absolutely. En die amazing. lekkerste is, dit gaan gou. Jy gaan nie 'n uur wag om te eet nie. Jy kan in 'n halfuur se tyd gou alles maak. Ek moet sê ek hou die feit dat dit die mashed potatoes is. Soos julle nou kan sien nou, hoeveel proes het ek nou al gedoen. So dit is veel lekker en ek sê dit nie omdat ek dit nou wil sê nie, ek sê dit want dit is. Maar ek kan vir julle net lus maak en vir julle sê dat Auntie Elsie, myself, Boeta Ibrahim is hier vandag en dan kan maak en ons gehoor, julle weet, ons het altyd gehoor
Ons gaan vir julle verder nou sommer lekker proe. En ek hoop jy het die dag lekker geniet saam met my en Ursula Februarie. Tot volgende keer, mooi bly. Ek is Abida Dixon Mohammed en volgende week gaan kuier ek vir 'n man met die naam van Joseph Stevens.